As jy jou Bybel saamgebring het, wil ek vanmôre vra dat jy dit vir my sal oopmaak by Lukas 23. Lukas 23, ons gaan saam lees 'n baie ou en 'n baie bekende gedeelte. Lukas 23 vanaf vers 39. As jy jou plekjie het, sê vir my amen. Ek jou nog so 'n bietjie kans gee. Lukas 23. Ek praat vanmôre en ek is regtig opgewonde oor vanmôre se preek. Ek praat met jou oor die tema Heaven is real. Heaven is real. En daar's 'n opgewondenheid in my hart vanmôre om met jou te praat oor hierdie besonderse tema en ek hoop dit gaan ook iets vir jou vanmôre beteken. As jy jou plek het, sê amen. Amen. Lukas 23 vers 39. Jy ken die geskiedenis. Jesus is opgehang in die middel en langs die kante is daar twee misdadigers. En hy sê vers 39, hy sê een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en vir ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? Ons, tog regverdig, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerd gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my, Here, wanneer u in die koninkryk kom, vers 43. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal u saam met my in die paradys wees. Voorwaar ek sê vir jou, dat vandag sal u saam met my in die paradys wees. Ek praat vanmôre 'n bietjie met jou oor die tema dat heaven is real. Ek wonder in hierdie man se wildste gedagtes en in sy wildste drome, het hy ooit besef, toe Jesus vir hom sê, dat vandag sal hy saam met my in die paradys wees, het hy ooit besef wat dit beteken, wat se vooruitsigte daar vir hom was, wat se voordele daar vir hom was, en daarom wil ek vanmôre so 'n bietjie met jou praat oor die tema Heaven is real. Verskoon my Engels. Dit klink net vir my mooier as die hemel is 'n werklikheid en hoor my hart vanmôre. Nou, almal van ons wil tog as ons aftree 'n huisie by die see hê of 'n huisie by die Bosveld hê. Wie weet waarvan ek praat? Kom aan. Almal van ons droom om op die stoep te sit met 'n koppie koffie en oor die Bosveld te kyk of oor die see te kyk en die branders te hoor en almal wat lag en gesels en daardie reuk van seesand en die stof, die sand wat oral sit tussen al die goed in beweeg. Ek weet nie van jou nie, ek wil 'n huisie by die see hê. Ou Koos kom by sing, almal wil 'n huisie by die see hê. OK, ek wil 'n huisie by die see. Ek sien Junior skud sy kop. Hy wil seker net boer. Maar elkeen van ons het tog die begeerte om eendag iewers te af te tree waar dit lekker is, by die see of by die Bosveld of in die wildtuin of. Maar ek het vanmôre vir jou nogal goeie nuus, ek weet nie van jou nie, maar ek het 'n baie goeie vriend en hy's redelik welaf en ek beskou hom as my beste vriend. Hy het so 'n klompie jare terug het hy vir my beloof dat daar waar hy bly, het hy vir my 'n erfie skoon gemaak en 'n erfie reg gemaak en ek kan eendag wanneer ek aftree en moeg is vir al hierdie goed, dan kan ek daar gaan bly. Die al probleem is, ek sal 'n bietjie van my burgerskap moet verander, maar dis nie vir my 'n probleem nie. Hierdie goeie vriend van my het so ver gegaan om te sê dat as hy tyd het, gaan hy vir my 'n huisie daar bou. En wanneer die huisie klaar is, dan sal hy my kom haal en dan kan ek weet waar hy is. Ja, ek droom van die see en ek droom van 'n Bosveld huisie, maar hierdie vriend het my beloof dat hy gaan vir my 'n plek voorberei en as daardie plek gereed is, gaan hy my kom haal om dit wat syne is weer terug te vat na hom toe. En hierdie plek behoort aan Jesus. En ek wonder of jy hom al ken, of jy al 'n verhouding met hom het, want hy sê elke Sondag en elke oggend en elke dag, daar's nog plek. Jy moet net jou naam in die boek skryf, en as jou naam in die boek is, gaan ek vir jou 'n plekkie voorberei, maar jou naam moet op die register wees, jou naam moet op die lys wees, anders kan ek nie vir jou 'n erfie gereed kry nie. En my boodskap is vanmôre eenvoudig, daardie vriend wat ek het, wat Jesus genoem word, wil ook vanmôre vir jou 'n erfie en 'n stukkie grond gereed kry en hy wil ook vir jou 'n huis kom bou en wanneer dit klaar is, dan gaan hy sy kinders kom haal. Want heaven
is real. Weet jy wat noem hulle daardie tuiste, daardie stad? Hulle noem dit in Hebreëus die Shamayim. Of hulle noem dit die paradys, of in Grieks die Ouranos, of die Nuwe Jerusalem. Daardie stad van goud, daardie Beulah land waarvan ons sing, of van Abraham se skoot, of die stad met die fondamente en die Vader se huise en die goudstad en al hierdie mooi name. Ek weet nie wat jy dit vanmôre wil noem nie, maar daar's een naam wat by my opkom. Dis hemels, dis die hemel, dis die tuiste waar God besig is om vir my en vir jou vanmôre 'n plek voor te berei. Dis ook nie moeilik om daar te kom nie. My vriend het laat weet, hy ken die weg, want hy is die waarheid en die lewe. En al beklink dit baie keer vir my angswekkend om te dink dat ek hierdie ou tentwoning moet opbreek en soontoe moet gaan. Sy moenie bekommerd wees nie. Dit is nie onbekend nie. Hy is nie donker nie. God is al reeds daar. Hy is die weg en as hy gereed is, dan kom haal hy jou sodat ek en jy by hom kan wees. Maar ek wil jou vanmôre wil ek jou so 'n bietjie vertel van die hemel en mag dit jou so 'n bietjie aansteek om opgewonde te raak oor hierdie pragtige plek waar ek en jy eendag ons tuiste gaan moet maak. Die Bybel sê dat hierdie stad is 'n vierkantige stad. Dit is in die vorm van 'n kubus. En as jy mooi kan onthou, die allerheiligste in die tempel was ook 'n kubus. Dit was dieselfde lengte en dieselfde breedte en dieselfde hoogte. En hier kom Openbaring 21. Hy sê dat hierdie stad, die Nuwe Jerusalem, wat eendag gaan neerdal, lyk presies soos die allerheiligste. Dis 'n vierkantige stad. En dan kom die Bybel en hy gee ons 'n paar mates. En verskoon my as ek jou dalk 'n bietjie gaan lank besig hou met detail, maar ek wil hê jy moet weet waarvoor jy jou inlaat. Die Bybel sê, hierdie stad is 2200 kilometer by 2200 kilometer by 2200 kilometer. Dis 'n asemrowende groot stad wat berei is vir die kinders van die Here. Hy sê rondom hierdie stad is hoë mure en die voorkant van hierdie mure is daar 12 poorte waar die kinders van die Here kan ingaan. Noord, oos en suid is daar 3 poorte met 3 ingange na hierdie stad toe. Maar hoor mooi, jy kan nie in hierdie stad ingaan as jou naam nie op die register geskryf is nie. En dan lees ek 'n baie besonderse ding. Hy sê dat hierdie stad se mure is gebou met jasmyn en met goudstof en met edelgesteente soos jasmin en smarag en onyx en parels en diamante en met goud. Dit is nie net 'n storie nie. Die Bybel sê dis 'n realiteit. Nou ek weet parels is maar klein en dis fyn, maar die Bybel sê dat die poort na die hemel is uit een parel uitgesny. Kan jy dink die grootheid van daardie plek se heerlikheid, die grootte van daardie plek se majesteusheid en sy waarde, as 'n parel so groot is dat jy deur dit kan stap om in die teenwoordigheid van God in te kom. Dis nie al wat besonders is nie. Ek weet ek en jy hoor dit altyd, die Bybel sê dit ook, dat die strate van die hemel is van goud gemaak. Dis nie net 'n mite nie, Openbaring 21 sê dit mooi, hy sê dat daardie strate is van suiwer goud gemaak, so suiwer, dat dit soos kristal deursigtig is, en dat jy onder dit kan deurkyk. Weet jy wat? Daar gaan ook geen son wees nie, want die heerlikheid van die Here gaan so groot wees, dat die son nie nodig gaan wees nie. Uit God gaan heerlikheid skyn, wat dit lig sal maak. Ek het jou goeie nuus, die wat nie van die see hou nie, daar gaan nie 'n see wees nie, so daar gaan nie mot en roes wees wat goed kan verniel nie. Maar die Bybel sê, daar's 'n rivier wat in die middel van hierdie stad deurloop, en hierdie fontein se water, hierdie rivier se water, is die water van die lewe, want dit kom uit die troonkamer van die Vader. Daar's ook 'n boom in die middel van hierdie verskriklike mooi stad, die boom van die lewe. Die Bybel sê hy dra 12 keer meer vrugte, elke maand van elke jaar dra hy vrugte, en hy sê die blare van hierdie vrug is genesing vir elkeen wat dit nodig het. Daar gaan ook nie nag wees nie,
Want die heerlikheid van God sal so groot wees. Daar gaan nie 'n kerk wees nie, daar gaan nie 'n tempel wees nie, want die heerlikheid van God gaan hierdie hele plek kom volmaak. Vir julle wat van die wildtuin hou, ek lees daar gaan 'n leeu wees. En van julle wat van hou van boer, daar gaan 'n lam ook wees. Maar daar gaan nie oorlog wees nie, daar gaan nie bekleierery wees nie. Die leeu gaan hierdie lam jaag nie. Daar gaan vrede wees wat alle verstand te bowe gaan. En dan lees ek dat daar gaan 'n perd wees, 'n wit perd, en die koning van die koning gaan op daardie perd sit. Sy oë gaan soos vuur wees. En uit sy mond gaan 'n swaard kom, dis die woord van God, en hy gaan 'n mantel dra, en op hierdie mantel gaan staan die koning van die konings. Kry jy vanmôre 'n bietjie 'n prentjie, 'n bietjie 'n indruk van waarvoor ons in is, dat daar 'n hemel is. Dis nie net 'n storie nie, dis nie net 'n mite nie, dis 'n waarheid, dat as ek en jy eendag ons asem op aarde uitblaas, of as Jesus ons sy kinders kom haal, gaan ek hemel toe. What a day that will be when my Jesus I can see. Daar gaan nie trane wees nie. Daar gaan nie dood wees nie. Daar gaan nie droefheid wees nie. Die Bybel sê ook nie 'n geween nie, en daar sal geen moeite wees nie. Daar sal geen skeiding wees nie. Daar's nie 'n voorhangsel wat God van ons sal wegvat nie. Daar is geen beperktheid nie, net volmaaktheid, net volheid en harmonie, ons met Jesus Christus. En dan kom die Bybel en hy sê, hoor, jy hoef nie eens bekommerd te wees oor klere nie. Jy hoef nie eens 'n tassie te pak nie, want die bloedgewaste kinders van Jesus gaan met wit klere rondloop. Ons klere gaan gewas wees deur die bloed van die lam, Jesus Christus. En dan praat hy van 24 ouderlinge wat op 24 trone sit, die stamhoofde van die volk Israel. En weet jy wat doen hierdie hoofde, hierdie ouderlinge? Hulle haal hulle krone af en hulle sit hulle krone by Jesus se troon neer en hulle aanbid hom aanhoudend sonder ophou, aanhoudend sonder ophou. En die Bybel praat van 10,000 maal 10,000 ontelbare engele wat rondom die troon is en die Here aanbid en sy naam groot maak. En weet jy wat gaan hulle sing? Die liede wat ons sing, want ons gaan ook daar wees. Waardig is Jesus om die boek te neem en sy seël oop te maak. Jy moet daai woorde leer. Die Bybel sê dis een van die eerste dinge wat ons gaan sing. Waardig is Jesus om die boek oop te maak. En dan lees ek dat daar's lewende wesens wat heeltyd uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige. En dit hou aan en dit hou aan en dit hou aan. Heaven is real. Hoe weet ek dit? Handelinge 7:53, het Stefanus toe hom doodgooi met klippe, toe kyk hy op en hy sien Jesus opstaan van sy troon, hy sien die hemel. 2 Korintiërs 12:2, is Paulus weggeruk tot in die hemel. In Openbaring 21:1, het Johannes die voorreg gehad om in die hemel rond te loop. Jesus het self, toe hy op die wolk beweeg, hemel toe gegaan, waar hy vanmôre nog op die troon sit, waar hy krone uitdeel, en ek en jy die voorreg het om rondom hom sy naam groot te maak. Die boodskap is eenvoudig. Heaven is real. En ek weet, ek het verlede week, het ons gepraat oor sonde en die prys van sonde en wat dit gaan kos, maar ek het vanmôre gekom met 'n eenvoudige boodskap vir die wat aan Jesus Christus behoort. Die kinders van die Here het 'n tuiste, nie net 'n mite nie. Ons gaan hemel toe. Kan ek gou sien wie gaan saam met my? Kan ek gou sien wie gaan saam met my? Ek weet ons bly in 'n wêreld waar jy niemand en niks meer kan vertrou nie. Wie dit agtergekom? En baie keer dan vra ons, is die hemel 'n werklikheid? Is dit nie net maar 'n goeie idee nie? Is dit nie net maar 'n spreekwoord wat sê, ek gaan hemel toe? Of is die hemel nie net in my kop nie? Is dit nie net 'n troos by 'n begrafnis, wanneer ons vir mense sê, jou geliefde is veilig, hy's by Jesus nie? Dis 'n plek. Johannes 14 het Jesus nie gesê, ek gaan hom vir julle 'n idee te gee nie, ek gaan hom vir julle 'n prentjie te skilder nie. Nee, Jesus sê, ek gaan hom vir jou 'n plek voor te berei. Dis nie 'n sprokie nie.
Dis nie 'n mooi verhaal nie. Dis 'n werklikheid. Dis 'n voorbereide plek. Dit is 'n ewige plek, 'n plek van God se teenwoordigheid, 'n plek waar daar nie tyd is nie, 'n plek wat niks gaan ophou nie. Ons gaan net by Jesus wees van ewig tot ewigheid. Die Bybel praat van 'n land omdat dit so groot is. Dit praat van 'n stad omdat daar baie mense gaan wees. Dit praat van 'n koninkryk omdat Jesus die koning gaan wees. Dit praat van 'n paradys omdat dit mooi en besonders gaan wees. Maar dit praat van 'n Vader se huis omdat daar intimiteit tussen jou en my en God gaan wees. Is heaven is tomorrow and always a real thing. En daarom wil ek vanmôre so 'n bietjie met jou praat oor die hemel en wat die hemel maak. En net so 6 dingetjies en dan gaan ons huis toe en ek wil hê jy moet so 'n bietjie herkou aan hierdie ding. Want ek weet nie van jou nie, ek wil hemel toe gaan. In die eerste plek, wat moet ons weet van die hemel? Die hemel is God se woning. En ek weet jy weet dit, maar hoor gou wat ek vir jou wil sê. Weet jy wat maak hemel? Ja, die parelpoorte, die mooi diamante waarmee die mure gebou is, die strate van goud, die krone wat ons gaan ontvang en die engele wat ons gaan sien wat God gaan verheerlik. Maar dit is nie al wat hemel maak nie. Die groot rede hoekom hemel is omdat Jesus daar gaan wees. Dis hoekom ek hemel toe wil gaan, omdat ek by Jesus wil wees. Johannes 14 vers 2 sê, in die huis van my Vader. Jesus praat van sy Vaderhuis. Dit is God se adres, dis God se woonplek. Dis die plek waar die Here se troon staan. Dis 'n plek van heerlikheid. Dis 'n plek van hemel. Ek weet nie van jou nie. Net omdat Jesus in die hemel is, maak dit hemel. Dis God se woning en ek wil in alles wat ek op aarde doen, wil ek dit so doen sodat ek eendag in die hemel kan wees om naby Jesus te kan wees, om in sy teenwoordigheid te wees, om rondom sy troon te kan staan, want heaven is real. Die tweede plek, hoekom is die hemel so belangrik? Die hemel is heilig. Die hemel is heilig. Openbaring 21 vers 2 sê, en ek, Johannes is aan die woord, hy sê ek het hierdie heilige stad, hoor vir my mooi vanmôre, hy sê nie ek het hierdie Jerusalem, ek het 'n stad gesien nie, hy sê nee, ek het hierdie heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdaal uit die hemel, toeberei, voorberei, soos 'n bruid wat mooi versier is vir 'n man. Hierdie hemel wat ons gaan hê, hierdie nuwe Jerusalem, hierdie stad wat gaan neerdaal, is nie sommer net 'n plek nie. Dit is heilig, want God gaan daar wees. Daar gaan nie sondes wees nie, daar gaan nie oordeel wees nie, daar gaan net 'n teenwoordigheid wees waar ons die naam van Jesus Christus kan grootmaak. Die lewende wese, Openbaring 4 vers 8 sê die Bybel, roep die hele tyd, heilig, heilig, heilig is die Here. Weet jy hoekom is die hemel heilig? Want Jesus is daar. En nou kom die Bybel en hy sê, want ek is heilig, wees jy ook heilig. En almal wat dan in daardie teenwoordigheid wil ingaan, almal wat in die hemel wil gaan woon, moet dan soos Jesus heilig wees, want die hemel is heilig. Hoor gou mooi. Daar's nie sondes in die hemel nie. Daar's nie vlek in die hemel nie. Daar's nie ongemaklikheid in die hemel nie. Geen sondes, geen onreinheid, net volmaaktheid, reg en suiwer. Deuteronomium 26 vers 15 bevestig dit. Hy sê, kyk tog uit die heilige woning neer, o Here. Kyk neer, want die hemel is God se woning en omdat God in die hemel woon, maak dit vanmôre die hemel heilig. Verstaan jy nou ons preke van die laaste jaar? Dat ek en jy moet heilig wees, ons moet volmaak wees, ons moet kataros wees, ons jaar se tema. Hoekom? Want jy moet heilig wees, jy moet skoon wees, jy moet reg wees om in die heilige stad Jerusalem te kan inbeweeg. Die standaard is baie hoër as die standaard op aarde. En daarom wil ek jou voorberei, daarom wil ek elke Sondag met jou gesels, nie omdat ek nie weet waarom oor te praat nie, maar omdat ek met jou wil gesels om jou lewe in orde te kry, sodat jy saam met my in die hemel kan wees. Het jy al so effens 'n prentjie van daardie mooi plek? Nommer 3,
Die hemel is ook ons ewige woning. Johannes 14 vers 2 sê, hy sê ek gaan om vir julle 'n plek te berei, vers 3. En as ek gegaan het om vir julle 'n plek te berei het, kom ek weer terug om julle na my toe te neem. Dis ewig. Dis nie net vir 'n kort tydjie nie, dis permanent gaan ek en jy by Jesus wees. Dit is 'n ewige woning. Openbaring 21 vers 3 sê, kyk, die tabernakel van God is nou by die mense. Hy praat van die hemel, hy sê, en hy sal by julle woon en julle sal sy volk wees, maar hy sal julle God wees. Ek weet nie van jou nie, daar's 'n opgewondenheid om hierdie tydelike aardwoning, hierdie tentwoning se tentpenne te kan uittrek. Ek weet nie van jou nie, my tent is besig om te skeur deur die spanning en die druk en alles wat hierdie lewe vir ons gee, die storms, maar Jesus het beloof dat wanneer hierdie tent gedaan is en klaar is, gaan hy ons hemel toe vat. 'n Huis nie met hande gebou nie, maar ewig in die hemel, waar mot en roes dit nooit ooit kan verniel nie. Jy sê, pastoor, dit klink vanmôre soos 'n begrafnispreek. Dit moet jou opgewonde maak om aan te hou en uit te hou en deur te druk, want daar's 'n woning, 'n ewige woning. Hebreërs 11 vanaf vers 15 sê so mooi, sê, en as hulle gedink het aan die vaderland, hy praat van die volk wat terugdink aan Egipte, hy sê, en as hulle bly dink het aan hulle vaderland waar hulle weggetrek het, dan sou hulle geleentheid gesoek het om die hele tyd terug te beweeg, maar, dankie vir 'n maar nou verlang hulle na 'n beter plek, 'n beter een, dit is 'n hemelse plek, daar saam met God, wat hy berei het vir sy kinders. Wat hy berei het vir sy kinders. Daar's 'n beter plek om te wees. Ja, jy dink dalk dit wat jy op aarde het, is ewig, maar dit gaan verbygaan. Jy dink dalk dis hemels en is lekker wat jy bymekaar gemaak het. Maar die Here wil vanmôre sê, daar's 'n beter plek, 'n ewige woning by Jesus. Filippense 3 vers 20 sê, want my burgerskap is van die hemel, vanwaar ek Jesus Christus ook eendag weer gaan verwag. This is not my home. I'm just passing through. Psalm 23 vers 6 sê 'n baie mooi ding. Hy sê, en ek sal in die huis van die Here bly tot 'n lente van dae. Hy praat nie van die tempel as sulks nie. Ek sal in die huis van die Here bly tot 'n lente van dae. Daar's die einde nie. Dit hou aan, en hou aan, en hou aan, en dit hou aan. Dit gaan heerlik wees. Die hemel is God se woning. Dis 'n heilige plek. Dit is 'n ewige woning vir my en jou, en dit bring my by nommer 4 uit. Die hemel is 'n koninkryk. Die hemel is 'n koninkryk. Elke stad op aarde, elke land het 'n koning of 'n president, en dit maak dit sy koninkryk. En in die hemel woon die Here Jesus. En hy is die koning, en daarom is daar 'n koninkryk. En dan kom Matteus 6:33, hy sê, soek alleeers die koninkryk van die hemel. En al hierdie dinge sal vir jou sin maak. Die manier van hoe Jesus dinge doen, moet vir ons belangrik wees. En dit is asof die Here sê, ek wil jou nou al reeds kom gereed maak op aarde, dat my koninkryk in ewigheid nie sal val nie. My koninkryk gaan terugkom. My koninkryk, die beeld van Daniël, is die enigste koninkryk wat nie vernietig sal word nie. My koninkryk sal heers in die hemel, my koninkryk sal heers op die aarde. Dis hoekom Johannes 3 vers 3 sê, as jy nie nuut gebore is nie, kan jy die koninkryk van God nie sien nie. As jy nie tot bekering kom nie, as jy nie wedergebore is nie, gaan jy die koninkryk van Jesus Christus in ewigheid nie sien nie. Nie almal wat sê, Here, Here, sal deur die poorte beweeg nie, maar hy wat die naam van Jesus Christus voor die aarde se mense bely en glo in Jesus, sal deel word van daardie koninkryk. Hierdie koninkryk wat ons nou het, is tydelik. Jesaja 66 vers 1 sê, die hemel is die Here se troonkamer en sy voete is op hierdie plek. Hierdie koninkryke is net waardig vir die voete, maar daarbo is 'n beter een.
'n beter een, 'n volmaakte een, 'n een wat nie gaan ophou nie. En ek het vanmôre vir jou goeie nuus. Ons regering is nie bekommerd oor ons nie. Ons land is nie bekommerd oor ons nie. Die koninkryk van hierdie wêreld is net bekommerd oor sy eie sak en oor sy eie dinge, maar die koninkryk van Jesus Christus is bekommerd oor jou. Hy's lief vir jou. Hy gee om vir jou. Hy's die koning van alle koninge en al stel die wêreld se konings jou te leer, daardie koninkryk is beter as enige ander een. En daarom moet jy jou burgerskap begin verander. Jy moet jou naam in die boek kry. Hoekom? Want dit is belangrik om eendag daar te wees. Die ander kant van die muntstuk is ook waar. As jy nie by daardie koninkryk van die lig gaan wees nie, gaan jy in die koninkryk van die duisternis wees. En daarom is dit belangrik om tyd te maak, om hierdie goed in plek te kry. Net soos dit belangrik is om jou testament en dit wat jy hier los gaan regkry, wil ek jou vanmôre aanmoedig, maak tyd, maak reg, maak gou. Want die tyd het min geword. My tweede laaste een. Die koninkryk en die hemel is vanmôre 'n beloning. Wie hou van 'n beloning? Man, as ek weet ek gaan iets skryf vir my harde werk, dan maak dit net so bietjie makliker. Ons teksvers sê so mooi, hy sê, die een rower het geantwoord, hy sê, want ons ontvang ons verdiende loon vir ons dade. En vanmôre wil ek jy moet weet dat elke daad het 'n loon. Elke daad op aarde het 'n loon. En as jy reg lewe, as jy die regte ding doen, as jou verhouding met Jesus Christus reg is, gaan jy ook die regte loon kry, die beloning. En dis die hemel. Die hemel is jou beloning. Iets wat nooit gaan ophou nie, die verhouding en die intimiteit wat jy met Jesus Christus gaan hê. Matteus 5 vers 12 sê, en ek was bly gewees toe julle by my is. Ek was bly gewees, sê hy, want julle loon gaan groot wees. Waar? Eendag in die hemel. Verbly julle daaroor. En as jy wil verbly word en as jy wil opgewonde word bly oor die feit dat jou loon eendag groot gaan wees in die hemel. Nou ek wil hê jy moet gou vir 'n oomblik, moet jy gou dink aan die jaar wat verby is sover. Dink gou aan al jou probleme. Dink gou aan al jou siektes, aan al jou finansiële druk. Dink aan jou pyn en aan die lyding waardeur jy gaan en die spanning wat jy gaan hê. Dit kan nie opweeg teen die ewige heerlikheid wat daar vir ons wag nie. Hierdie is net tydelik, maar jou beloning gaan ewig wees, sê die Here. Openbaring 22 vers 12 sê, kyk ek kom gou, sê die Here. Ek kom gou en my loon bring ek saam. Wat is sy loon? Die hemel. Dis 'n plek waar ek en jy gaan wees vir ewig, 'n beloning by Jesus Christus. 1 Petrus 1 vanaf vers 4 sê so mooi, sê, sodat ons 'n onverganklike, sodat ons 'n onbesmette, sodat ons 'n onverwelklike erfenis kan verkry wat vir ons in die hemel bewaar is. Daar is vanmôre vir ons 'n onverganklike, onbesmette, 'n onverwelklike beloning, nie 'n kroontjie van blomme wat sy geur en sy kleur en sy varsheid gaan verloor nie. Daar's 'n beloning vir dit. Verstaan jy hoekom ek die laaste ruk met jou hamer oor pas op vir hierdie en ek vermaan jou en ek praat oor 'n klomp temas? Want ek wil hê jy moet hemel toe gaan. Die hemel is tog die beloning vir al ons swaar kry. Maar hoor gou mooi, dis ook 'n beloning vir ons wat reg lewe. Vir ons wat die reguit pad stap, vir ons wat op die smal paadjie is en waar die weg min is en die mense min is. Hoekom? Want daar's 'n beloning. Dit bly die moeite werd om die Here te dien. Dit bly die moeite werd. Al gaan dit opdraand, al gaan dit afdraand, al gaan dit de mekaar, die Here is nog steeds 'n beloner. Ek sluit af. Die hemel is volmaak. As jy vanmôre dink aan dat dit God se woning is en dat dit heilig is, dat dit 'n koninkryk is en 'n beloning is in die strate van goud en die parelpoorte en die engele, dan wil ek amper vir jou sê ja, dis volmaak. Dis volmaak. Maar Openbaring 21 vers 4
beskryf hierdie volmaaktheid so bietjie. Hy sê, en hy, dis Jesus self, sal die trane van julle oë afvee. Die dood sal daar nie meer wees nie. Daar sal geen verdriet wees nie. Daar sal geen geween wees nie. Daar sal geen pyn wees nie. Hoekom nie? Want dit wat die aarde kom onvolmaak gemaak het, het die hemel weer volmaak gemaak. Hierdie is net tydelik, dis ongemaklik, ek weet dit is nie lekker nie, maar hou net vas, hou net uit, want daar kom 'n volmaaktheid, soos wat die Here dit wou gehad het in die begin. Jesaja 11 vanaf vers 6 sê, dan wy die wolf by die lam, die luiperd lê by die bokke, die suigeling speel by die gat van die adder, en hulle sal geen kwaad doen aan die ander nie. Daar sal geen verderf aangerig word aan iemand nie. Nee, op my heilige berg, sê die Here, is dit volmaak. Dis daar waar die leeu en die lam by mekaar gaan lê. Daar waar geen sonde en geen lyding en geen hartseer en geen wanorde en geen oorlog en geen kwaad gevoelens gaan wees nie. Geen siektes, geen kanker, net volmaaktheid. En al moet ek, en hoor my hart vanmôre, al moet ek bloedend en stikkend en krepel oor die wenstreep loop, as ek ander kant kom, is ek volmaak. Hoor gou my hart. Al is jou liggaam vol kanker, al is jou liggaam gebreek, al is jou liggaam besig om afgebreek te word deur die lewe, as ek my voet oor die wenstreep sit, het Satan verloor en het Jesus gewen. Satan het verloor, Jesus het gewen. As ek my voet oor die wenstreep sit, is die pyn verby, is die lyding verby, is daar geen verdriet nie. Ek is in die hemel. Ek het al baie vir jou gesê, die oomblik toe my moeder sterf, het sy 'n glimlag op haar gesig gehad. Sy het vir 2-3 dae nie met ons gepraat nie, nie met ons kontak gemaak nie, maar toe sy die hemel sien, was daar 'n glimlag op haar gesig, van dit is verby. Dit is verby. Dit is verby. Oh, dit is verby. Glory, halleluja. Dit is verby. Wil ek jou lus maak vir die hemel? Ja. Want dit gaan 'n heerlike plek wees. Hoe kom ek daar? Ek sluit af. Hoe kom ek daar? Ja, ek moet seker 'n regte lewe lei. Ek moet gewas word deur die bloed van Jesus. Ek moet bekeer wees en wedergebore wees en 'n rein lewe hê. Ek moet glo in Jesus Christus. Maar daar's net een manier hoe ek daar kom. Ek moet sterf. Of Jesus moet ons kom haal met die wederkoms. Daar's geen ander manier hoe jy daar kom. Ek wil vanmôre vir jou 'n gedeelte lees en dan is ek klaar. 1 Korintiërs 15 vanaf vers 53. Hy sê, want hierdie verganklikheid moet onverganklik word. Met ander woorde, kry gou die prentjie van 'n streep. Hierdie kant is ek verganklik. Ek het pyn, ek het lyding, ek is deel van die aardse stelsel, ek word moeg, ek is swak. Hy sê hierdie verganklike moet onverganklik word. En dan gaan hy verder, hy sê, en dat hierdie sterflike moet onsterflik word. En wanneer hierdie verganklike met die onverganklike bekleed word, en hierdie sterflike met die onsterflike bekleed word, dan sal vervul word wat deur die woord van die Here geskryf is. Dood is verslind en dood is oorwin. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwingel? Die angel van die dood is die sonde en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank wat my en jou die oorwinning gegee het deur Jesus Christus. God ons dank wat vir ons die hemel gegee het, wat vir ons 'n goddelike woning gegee het, wat vir ons 'n heilige stad gegee het, wat vir ons 'n ewige woning gegee het, wat vir ons 'n hemelse koninkryk gegee, wat vir ons die beloning gegee, wat vir ons die volmaaktheid gee. Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, wees onbeweeglik, wees altyd oorvloedig in die werk van die Here, sodat julle weet dat julle arbeid nie te vergeefs sal wees nie. Ons gaan hemel toe, prys die naam van Jesus.
En ja, ek is nou nog verganklik, ek is nou nog sterflik, maar daar kom 'n dag wanneer dit verander en ek saam met Jesus op hemelse plekke sal loop. Ek weet nie van jou nie, ek gaan hemel toe. Ek gaan hemel toe. En hoe meer ek probeer om in die hemel uit te kom, hoe meer gee die duiwel goed na my kant toe. Hoekom? Want hy's jaloers, hy gaan nie daar wees nie. Hou net vas. Druk net deur. Hoekom? Heaven is real. Amen. Kom ons sluit ons.